Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. As ons werklik glo, dat ons woorde gevul is met lewe of dood, waarom is ons dan nie meer versigtig met dit wat ons sê nie? Daar is 'n tyd om te praat en 'n tyd om stil te bly. En die beste tyd om stil te bly is wanneer jy besig is om God te vertrou vir 'n deurbraak. Kan jy nog die verhaal onthou hoe Josua die Israeliete om Jerigo gelei het en hoe die mure in mekaar getuimel het? Josua 6 vers 10 sê, en Josua het aan die volk bevel gegee en gesê, julle mag nie skreeu of julle stem laat hoor nie, en geen woord mag uit julle mond uitgaan nie, tot op die dag dat ek vir julle sê, skreeu, dan moet julle skreeu. Josua het geweet wat die waarde daarvan is om stil te wees. Die Here het vir Josua gesê, hy sal oorwinning oor Jerigo hê, en het vir hom spesifieke instruksies gegee oor hoe om oorwinning te kry. Nou dit mag dalk vreemd klink, om vir duisende mense te sê, om nie een woord te praat, terwyl hulle om die stad marseer nie. Maar dink bietjie hieroor. Hoeveel keer het ons nie al onsself uit oorwinning uitgepraat, deur negatiewe goed te spreek, as die deurbraak nie so vinnig kom, soos wat ons gedink het, dit sal nie. Om stil te wees, is 'n belangrike vaardigheid wat al die verskil kan maak, wanneer jy besig is om op God te wag. Wanneer jy besig is om op God te wag vir 'n deurbraak, is die enigste keer wanneer jy moet praat, wanneer jy sê, dankie. Dankie Here, dat alles sal uitwerk. Dankie Here, dat oorwinning besig is om in my lewe te ontvou. Anders as dit, wees stil. God is besig om te werk aan jou deurbraak. Negatiewe woorde en gedagtes kan die oorwinning wat God vir jou in gedagte het, uitstel. Here, help my om stil te bly, wanneer ek moet stil bly. Lei my mond deur u Gees, sodat ek lewe, hoop en dankbaarheid sal spreek oor my omstandighede, in plaas van vrees, negativiteit en moedeloosheid. In Jesus naam bid ek dit.